Het jy al ooit gewonder hoe jou lewe sou verander as jy elke dag net 'n oomblik in God se woord spandeer? Kom reis saam met ons in 2026 deur die hele Bybel. 365 dae, een reis van Genesis tot Openbaring. Elke dag se leesgedeeltes is reeds vir jou uitgelê. En die mooiste deel van dit, jy kan luister saam met Dr. Raymond Lombard. Skandeer net die QR-kode en hoor die woord waar ook al jy is. In jou motor, op pad werk toe of by jou huis saam met jou gesin. Duisende mense begin lees en luister op 1 Januarie 2026. So moenie wag nie, plas nou jou pre-order voor Desember en begin die nuwe jaar met God se woord. Elke dag, een oomblik op 'n slag. Besoek nou raymondlombard.com en kry jou Bybel. Goeienaand, geliefdes, en welkom aan ons aanlyn gemeente. Dit is vir my 'n voorreg om vanaand saam met julle in die woord te wees. Soos julle weet, was ek hierdie week uitstedig vir dienste in Namibië, maar ek wil hê dat julle moet weet, my hart, my gebede, my bediening bly elke Sondag en elke aanddiens by julle. Dankie dat julle deel is van hierdie familie van gelowiges wat honger is vir die waarheid van God se woord. Vanaand kyk ons weer na 'n kosbare episode uit ons reeks Wat glo ons? 'n reeks van 26 kernwaarhede, Bybelse fondamente wat elke Christen moet ken, verstaan en ook kan verdedig. Ons fokus vanaand op een van die mees bemoedigende en hoopvolle leerstellings in die hele skrif, die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dit is God se finale vervulling van sy beloftes. Dit is die wêreld soos God dit altyd bedoel het. 'n nuwe skepping sonder sonde, sonder trane, sonder pyn, waar die geregtigheid van God vir ewig woon. Wanneer ons hierdie waarheid verstaan, leef ons met ander oë en met 'n ander hoop. Dit roep ons om vas te staan, getrou te leef en vooruit te kyk na die heerlikheid wat kom. Mag hierdie episode jou geloof versterk en jou hart vul met sekerheid en verwagting. Die Here is besig om alles nuut te maak en sy kinders het 'n plek in daardie ewige toekoms. Kom ons maak ons harte stil en ontvang ook vanaand die ingeplante woord van die Here wat in staat is om ons siele te red. Amen. So ons is nou by lesing 25, dis die tweede laaste ene van ons reeks oor wat glo ons, en dit gaan oor die nuwe hemel en die nuwe aarde, want ons as kerk van die Here glo, wat in die woord van die Here staan, in Openbaring 21, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan, en die see was daar nie meer nie. Is dit nie verskriklik nie? Ons Mosselbaai moeg. Die rede hoekom Johannes sê en die see was daar nie meer nie, die oppervlak van die nuwe Jerusalem wat neerdal is so groot, dat daar waar hy gesit het by eiland Patmos, is dit alles toe onder 'n stad. So hy kon nie die see sien. Kom hy sien die stad, want die stad is 2000 kilometer, by 2400 kilometer, by 2400 kilometer. Het jy geweet, dat daai stad, wat uit die hemel uit neerdal, as ek met 'n Boeing 737 opstyg, en ek vlieg teen 800 km per uur, dan moet ek 3 ure vlieg om by die boonste verdieping te kom, met 'n Boeing. As ek by die poort in die suide is, en ek wil gaan na die poort in die noorde toe, dan moet ek vir die pilot sê, hy moet gas gee, en hy moet vlieg teen ten minste 800 km per uur, vir 3 ure lank, as ek eers by die ander poort. Dis hoe groot die stad is. Ek weet nie of dit jou help om net 'n idee te kry nie. Dis hoe groot die stad is wat God self gemaak het. En dis reeds gemaak. En dis reeds in die hemel. En dit wag vir die oomblik wat dit moet neerdal. En daai groot stad is alles van goud.
Kan jy dit glo? Met al die edelgesteentes. En hy het 'n muur om hom, met al die edelgesteentes wat ons van lees. Dis, ons brein verstaan nog glad nie, wat God vir ons instoor het nie. As jy nou dink, dit klink ver gesog. Excuse me, hoeveel sterre is daar, wie het hulle almal gemaak? Kyk hoe lyk die melkwee. Hoeveel melkwee is daar? Hoeveel sterre is daar in die melkwee? So as ons nou al die dinge besef ons net, dis God se skepping, hy kan 'n stad maak so groot as wat hy wil. So ons glo, volgens die Bybel, daar kom 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Wat my aangryp oor die nuwe hemel en nuwe aarde, is dat die Here 'n belofte gegee het oor die nuwe hemel en nuwe aarde in Hebreërs, waar die Here sê dat hierdie ding wat hy gaan doen, om 'n nuwe hemel en nuwe aarde daar te stel van geskape dinge, sal die Here nog net een keer doen. Ons moet kennis neem. Nog net een keer, tot en met alle ewigheid, gaan God 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep en nooit weer daarna nie. Hier staan dit in Hebreërs 12. Toe het sy stem, vers 26, die aarde geskud, maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. En hierdie woord nog eenmaal wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, Hebreërs 12 vers 28, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want ons se God is 'n verterende vuur. God sê, ek gaan dit nog een keer doen. Nou die feit dat God dit nog net eenmaal gaan doen, beteken, daar kan nooit weer sonde in die skepping wees nie. Daar kan nooit weer 'n verval kom nie. Die een ding van die nuwe hemel en nuwe aarde, beteken God gaan iets in die skepping doen, wat die proses kan nie verouder nie. Dit kan nie terugkeer na waar God moet weer iets nuuts met dit doen nie. Geen wonder dat Jesaja 65 sê, dat een van die nuwe dinge wat gaan gebeur as die Here 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skape, is dat ek en jy gaan, wat dit betref, in ons brein, iets ontvang van die Here, wat maak dat ek en jy, soos hier staan, wees bly en juig, vers 17 van Jesaja 65, ek skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, en aan die vorige dinge sal nooit weer gedink word, en dit sal nie in die hart opkom nie. So, sonde, ons gevallenheid, waar ons die Here teleurgestel het, ons familie teleurgestel het, ons self teleurgestel het, dinge gedoen het wat ons oorspyt is in ons lewe, en dink, as ek net my lewe kon oorkry, ek sal nie weer daai selfde ding gedoen het. Dit alles gaan die Here vir jou 'n skoon nuwe blad gee. Dit gaan totaal uitgewis word. Jy sal, daar gaan 'n oomblik kom in die ewigheid, waar jy sal die sonde van hierdie lewe, toe jy op aarde was, nooit eers kan onthou nie. Dit kom nie in jou gedagtes op nie, ook nie in jou hart nie. Vir my is dit seker een van die wonderlikste dinge wat die Here doen, want almal het hierdie ding van, maar ek het myself teleurgestel, of ek het my vrou teleurgestel, of my man, of my kind, en ek het iets gedoen wat, hoekom het ek so 'n stupid ding gedoen, en wat het ek nou aangevang, en ek kan nie die proses weer terugbring nie. Maar God sê, wat hy gaan doen vir ons, as ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep, sal aan die vorige dinge nie gedink word, en dit sal in die hart nie opkom nie. Dit natuurlik beteken, jy sal op daai oomblik, tot in alle ewigheid voor God kan staan,
en jy sal nie eens kan onthou dat jy ooit sonde gepleeg het. En hoe mooi moet dit wees om in heiligheid en in geregtigheid voor God te staan, en ek kan nie eens onthou dat ek ooit in my lewe iets verkeerd gedoen het nie. Nou, was dit like, jy weet, die dak en dive, en ja, Here, maar, en ek weet waar ek aangejaat. Jy gaan nie meer weet nie. Ek dink vir my, dit is een van die mooiste dinge, dat die Here so vergewensgesind is, dat hy wil nie, jy moet in alle ewigheid voor hom lewe met 'n skuldgevoel. Verstaan jy wat ek sê? Maar dan voel jy, ja, die Here is so goed vir my, en ek sal hom nou maar dien, want hy het my nie hel toegestuur vir my sonde. Dit gaan nie by op my opkom nie. Dit is weg. Dit is weg. Wat beteken, jy kan voor God staan sonder enige skuldgevoelens, of met gedagtes van, ek is skuldig, en ek hoop en bid maar net, dat die Here sal het nou nie vandag onthou as ek voor hom staan nie. Nee, dit gaan nie gebeur nie. Want jy sien, om dit te doen, moet die Here van jou selfoon ontsla raak. En van jou iPad ontsla raak. En van jou rekenaar ontsla raak. Want Petrus sê, dat wanneer daai dag kom, gaan dit so wees. Die Here het vir hom gewys, en die Here Jesus het hom het geleer. Hy sê in vers 10 van 2 Petrus 3, die dag van die Here kom, soos 'n dief in die nag, waar die elemente, dis van die aarde, sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. So, ek wil net 'n stukkie nuus met jou breek, jou selfoon gaan verbrand. Nee. Jou karretjie gaan verbrand. Nee, jou huis gaan verbrand. Alles gaan verbrand. So, gaan die aarde verbrand. Die aardbol. Nee, want die woord wat gebruik word, is die werke van die mense wat op die aarde gedoen is, dit gaan verbrand. So, Elon Musk se SpaceX is moeg. Daar gaan nie karre wees om mee gaan rondry nie. Ons het verheerlikte liggame. Wat beteken jy kan van een plek na 'n ander plek gaan? As jy met 'n chariot van die engele wil ry, is jy seker welkom. Of as jy maar net daar wil wees, dan is jy daar. Hy sê, terwyl al hierdie dinge vergaan, hoe danig moet ons wees? Hy sê vers 12, ons wat die koms van die dag van die Here verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur vergaan en elemente sal brand en versmelt. Alles gaan tot niet met vuur. Maar ons verwag volgens sy belofte 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde, waarin geregtigheid woon. So, hier's waar ons is. God gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde daar sê. Wel, dis interessant. Hoekom 'n nuwe hemel? Hoekom daar 'n nuwe hemel kom? Wat het die hemel nie mee te doen? Wel, die hemel is bevuil deur Satan se teenwoordigheid daar. En al die engele wat teen God in opstand gekom het. So God het selfs vir sy hemelse leerskare, want die Bybel sê in die hemel het God 'n groot leerskare, want die hemel is 'n plek van waar engele woon. Hy sê, ek het die aarde vir die mense gegee om te woon, ek het die hemel vir engele gegee om te woon. Die aarde is nie 'n woonplek van engele nie, en die hemel is nie die woonplek van die mens nie. Hy sê, ek het die mens op die aarde gestel. Dis kom die nuwe Jerusalem op die aarde neerdal. Ons gaan vir ewig op die aarde bly, en nie vir ewig in die hemel nie. Die hemelse leerskare het engele, serafs, gerubs, aardsengele, Zoa, die brandendes, the burning ones, gerubs, serafs, al die hemelwesens, en ek bedoel, daar is sekerlik wat ons nie eens van weet nie, wat ons die Zoa, wat ons nog sal ontdek en eendag sien. So God gaan selfs vir sy hemelse leerskare 'n nuwe hemel daar stel. Hulle gaan opgewonde wees. Ek wonder hoe moet die nuwe hemel lyk teen wat die huidige hemel lyk? Hoe gaan die nuwe aarde lyk
teen hoe dit gelyk het toe Adam en Eva was voor die sondeval. So wanneer ons na al die dinge kyk, dan besef ons net, hier kom iets so groots, so wonderliks, dat dit eintlik 'n mens se verstand te bowe gaan. En wanneer jy begin dink oor die dinge, dan kom tekste na jou toe, soos byvoorbeeld, waar ons lees in 1 Korintiërs 15, waar ons lees, dat Jesus Christus gee die koninkryk aan God die Vader oor, sodat hy alle heerskappy en mag oor alles kan hê in die ganse skepping, en waar die Seun, Jesus, in sy mensheid, hom onderwerp aan die een, wat alles aan hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees, 1 Korintiërs 15 vers 28, en ek wil iets hieroor sê oor Jesus. Jesus, die Seun van God, wat van alle ewigheid af is, en wat alles geskaap het, wat bestaan, deur wie God alles gemaak het, en wat leef tot aan alle ewigheid. Hy het by sy Godheid, het hy ook mensheid aangeneem, deurdat hy die Seun van die mens is, dat hy eer 100% ten volle, soos ek nou hier voor jou staan, ons 'n mens in die hemel het, sonder enige sonde, met 'n menslike en 'n goddelike natuur, en dis wat hom anders te maak, dat hy twee nature in hom, die goddelike en die menslike natuur, en dat hy, Jesus Christus, in die hemel, as 'n mens, tot in alle ewigheid lewe, ook as die Seun van God, in dieselfde liggaam. En dat hy, wat sy mensheid betref, hom onderwerp aan God die Vader. Maar wat sy gelykheid met die Godheid betref, het hy dit nooit prys gegee nie. Hy is nog steeds die Seun van God. En hy sal dit wees tot in alle ewigheid. Die Bybel sê, sodat God alles in almal kan wees. Nou wat aangrypend is, vir my, in Openbaring 21, wanneer die Here dit doen, toe sê hy daar in vers 4, nou sal hy al die trane afvee, geen dood, geen droefheid, geen geween, geen moeite, ek maak alles nuut, dit is verby, ek is die Alfa, ek is die Omega, hy wat oorwin, sal alles beerwe. Wat is daar in die hemel, wat God dan, of op die aarde van my en jou wil weggaan? As hy dan ons God is, en hy is alles in ons, en ons is in hom, wat moet hy van ons wegsteek en weghou? Dis kom hy sê, jy sal alles beerwe. So die skepping van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde beteken die verbygaan van die ou orde. So die ou hemel en die ou aarde sal moet plek maak, omdat God iets beters en iets nuuts vir ons beskik het. So wat die koms betref van die nuwe orde, is een ding verseker, soos 'n paal bo water, daar sal nooit weer sonde wees nie. Daar kan nie weer sonde wees, want een van die vrae wat ons die meeste mee worstel is, sal iemand nie eendag iewerste in die ewigheid 'n fout maak en as daar skielik weer sonde nie? Kan daar nie iets gebeur in die skepping, in die ewigheid, dat sonde weer in die skepping kom nie? En die Bybel weet niks daarvan, en die Bybel sê, dit kan nie gebeur nie. God sal seker maak, dat dit nooit weer kan plaasvind. En dit natuurlik bring 'n mens tot op die punt, as dit dan nou so is, dat ek en jy die absolute vrede en dankbaarheid in ons hart kan hê, om te weet, dat daar sal nie weer 'n sondeval wees nie. Daar gaan nie weer 'n gebrek wees nie. Daar gaan nie weer dood wees nie. Daar gaan nie weer 'n tekort wees nie. Want die Bybel leer vir ons, dat wanneer dit gebeur as 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, dat ek en jy in 'n situasie gaan lewe, in God se teenwoordigheid, waar daar nie 'n duiwel is, daar nie versoekinge is, daar nie siekte is, daar nie dood is, daar nie 'n begrafplaas is, daar nie 'n apteek is, daar nie pille is om te drink, vir stres. Kan jy jou indink, om te eet van die boom van die lewe, van die vrug van die lewe, en jy tot in alle ewigheid hierdie verfrissendheid, jy kan nie sterf nie, jy kan nie siek word nie, as jy dors het, drink jy van die water van die lewe, en elke maand kom hierdie nuwe vrug aan die boom, wat 12 maal 'n jaar nuwe vrug dra. Nou het ek 'n vraag.
wat by my die afgelope paar maande spook, persoonlik, wat ek met jou wil deel. En dis iets wat ek nooit voorheen in my lewe gedink het nie, maar hoe meer ek daaroor dink, hoe meer wonder ek daaroor, en dis nou maar net iets wat ek mee worstel. Ek weet wat die Bybel sê in Openbaring 22, dat daar sal nuwe vrug wees elke maand aan die boom, wat 12 maal 'n jaar nuwe vrug dra. Bedoelende, die jaarsiklus gaan nog altyd aan in die ewigheid, in elke 30 dae, want dis die Joodse getal vir die dae van die maand, is daar 'n nuwe vrug. Nou is my vraag, ek deel dit maar net met jou. As 12 maande verby is, en daar was 12 keer nuwe vrug, gaan ons weer na vrug 1 toe op die 13de maand? Of is daar tot in alle ewigheid 'n vrug wat ek nog nie geëet het? Now that gets me excited. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil vir jou sê, as dit waar is, is dit moontlik? Wel, as God biljoene sterre daar gestel het, en hy sê ek ken elkeen se naam, dan kan dieselfde God seker biljoene soorte vrug maak, en elke maand vir ons een offer om te eet. Wat van die arme mense wat vleiseters is? Die vleiseters, my hart pyn vir julle. Wel, ek lees in die 1000 jaar vrederyk, is daar vissers, wat daar by die dooie see staan, wat nou vis vang, so at least weet ek gaan 1000 jaar vrederyk kan, as ek aarde toe kom, gaan ek ten minste kan vis eet, right? So dis 'n uitgemaakte saak. Jesus met sy verheerlikte liggaam in Lukas 24, het hy broodkoek en vis geëet, so hy het met sy verheerlikte liggaam vis geëet. As hy kan vis eet, kan ons mos maar 'n stytjie ook saam eet. So, maar nou ja, hier's waar ek nou is. Vleis, die Here, ons lees glad nie dat ons enigstens gaan vleis eet nie, maar wat ons wel weet, ons gaan eet van die vrug van die boom van die lewe. Adam en Eva was heel gelukkig met wat God vir hulle gegee het om te eet in die tuin van Eden, en ons lees eers na die sondeval, en toe Adam en Eva, toe Noag en sy familie in die ark het gegaan het, wat gedryf het op die waters, dus die Here van nou af kan julle vleis eet. So lyk dit vir my, beteken dit dat die mens het van Adam en Eva tot die sondvloed toe nie vleis geëet nie. Want hoekom sê die Here vir Noag, van nou af kan julle vleis eet? Dis interessant. So miskien sal die Here my vleistande moet trek. Maar ons sal nog moet praat oor die Carrie en Ry storie. Dis 'n ander storie. So vriende, wat ek net vir jou wil sê is, daar is nie op die nuwe aarde tempel nie, daar is nie 'n tabernakel nie, want Openbaring 21 sê, ek het dit nie gesien nie, want die Here God is sy tempel, en die lam, en die troon van God is hier op die aarde. So, ek kan baie duidelik sien as ek in die Bybel gaan kyk, wat op die nuwe aarde is, maar ek kan ook sien wat is nie op die nuwe aarde, en in die hemel. Daar gaan nie roes wees nie, daar is nie diewe nie, daar is nie trane nie, daar is nie droefheid nie. So baie van die goed wat ek en jy ken as ons mens wees elke dag, dit sal nie meer bestaan nie, want daar is nie dood nie. So wat die Bybel vir ons voorhou is, daar kom 'n nuwe era. Die belofte van die Bybel is nie wat baie van ons moslimbroers glo, en as ek nou bereid is om te sterf vir wat ek nou gaan doen, myself opblaas en ander mense, dan wag daar vir my 7 maagde in die hemel, en hoe meer ek ly, hoe groter hoeveelheid is die getal wat vir my wag aan die ander kant. Dis gekheid van die Bybel, wat glad teen dit. Die Bybel sê duidelik, Matteus 22, in die hemel trou ons nie, en ons gee ook nie uit in die nuwe bestel nie. Die Here het iets baie beters, ons is die vrou van die lam. Wat ek probeer sê vir jou is net, daar kom 'n nuwe bestel, wat ons nie ken nie, wat al ons behoeftes en ons diepste begeertes word absoluut volmaak deur God vervul, want hy het ons so geskape. Daar gaan nie 'n tekort van iets wees nie. Wat ons het is, ons het 'n belofte van God. Ek het jou geskape. Nou alles gaan natuurlik terug na die feit ek en jy is die gelykende beeld van God, né? Dit is iets wat jy moet verstaan, jy moet dit nie mis nie.
Want as jy nou wonder, maar hierdie geestelike Ethiopië waarvan ek praat, is dit net 'n Ethiopië, jy weet, 'n breinspinsel. Nee. Dis wat die Bybel ons leer. Dat die Here God, en dit kom hierop neer. En as jy dit kan verstaan, sal jy verstaan hoekom gaan dit so wees. Dat die Here God wat my en jou geskaap het na sy beeld en sy gelykenis, want God het besluit om mense te maak. Daardie God het besluit, toe hy die dag mense gemaak het, om nooit weer God te wees sonder die mens. You need to understand that. God kan nie 1 miljoen jaar van nou af sê, hoorie, maar ek is nou spyt oor al die mense wat ek gemaak het, ek gaan hulle tot niet maak. Ek kan nie dit doen nie. Onthou, ons is die beeld en die gelykenis van God. Die man is die heerlikheid van God en die vrou is die heerlikheid van die man. Nou hier is 'n baie belangrike ding. Dat die Here God wat ons gemaak het, sal ons in volmaaktheid 'n nuwe verheerlikte liggaam gee, sonder enige versoekinge, sonder die duiwel, sonder enige sonde, sonder enige siekte, om tot in alle ewigheid in sy teenwoordigheid te leef. En die heerlikheid van die stad wat ons in gaan woon, is so groot, dat die son en die maan se glans, en van die maan sy skynsel van die son wat hy weerkaats, en die strale van die son, kan nie eers op die stad skyn nie, want die heerlikheid in die stad is so groot, dit penetreer tot buitekant die stad. Sê Openbaring 21 vir ons. So, wat ek vir jou wil sê is, wat God vir ons instoor het, is so groot. Ek kan jy dink, ons is net so ver weg van dit af. Die wegraping kan in die volgende paar jaar plaasvind, paar maande. Dan is ons klaar in die heerlikheid van God. En vandaar kom die 1000 jaar vrederyk en vandaar die nuwe aarde. So kyk ons na wat God ons beloof het, verstaan ek en jy, dat die Here wat hy vir ons in gedagte het, sê die Bybel, sê Paulus vir ons, want hy was in die hemel. En hy het uit die hemel uit teruggekom, en toe sê Paulus vir ons hierdie woorde, ek het woorde gehoor in die hemel, in 2 Korintiërs 12, en dinge gesien, wat ek nie oor mag praat nie. Die swye is my opgelê. Ander woorde, ek wens ek kan julle vertel. Hy sê ek sal kom tot openbaringe en gesigte, na wat ek beleef het, toe ek weggeruk is tot in die 3de hemel. Ek was daar. Ek het dit gesien, ek het dit beleef, sê Paulus. I know what's coming. Dat God so man gebruik het, om vir ons 13 boeke in die Nuwe Testament te skryf. Hy sê, in 1 Korintiërs, vir ons, hierdie woorde, hierdie man, wat daar was, hy sê, wat die oog nie gesien, 1 Korintiërs 2 vers 9, en die oor nie gehoor, en in die hart van 'n mens nie opgekom het, wat God berei het vir hulle wat hom lief het. As jy hom lief het, is dit wat ek vir jou sê en vele meer wat in stoor is vir jou as God se kind. Hy sê, dit kan nie in jou hart opkom nie, want jy was nie daar nie, kan dit nie sien nie. Hy sê, jou oog het dit nie gesien nie, niemand kan jou daarvan vertel nie, want dit het nog nie op 'n mens se oor geval nie. Die oor het dit nog nooit gehoor nie, want niemand het dit gesê nie. Die oog het dit nie gesien nie, want julle was nie daar nie. En in jou hart, jy kan gaan sit op 'n stoel, en jy kan begin dink, hoe dit moet wees, en jou voorstel. Hy sê, dit kan nie eers in jou hart opkom nie. Dit is so ander wêrelds. Dit is so anders. Dit is in 'n ander dimensie. Jy kan dit nie eens bedink nie. Maar al wat ek en jy het, is net wat in die Bybel staan. So at least het ons God se woord. Dan sê mense vir my, maar hoekom wil jy praat oor die wegraping? Hoe wil jy praat oor die groot verdrukking? Kom ons praat van hoe om die Here lief te hê. Ek sê, maar die Here het al hierdie dinge vir ons in die Bybel gesit. Hy wil hê ons moet dit lees. Die Bybel sê, sodat jy onderrig kan wees. Luister, Romeine 15, nee? Hier is 'n teks, waar Paulus, wat in die hemel was,
Hy sê, en dit is sy hart, sy begeerte om dit vir ons te sê, vers 4, Romeine 15 vers 4, alles wat tevore geskryf is, alles wat in jou Bybel staan, is tot ons lering geskrywe. Ek en jy moet nou leer, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Dit moet jou hier binne opgewonde maak, dat jy kan hoop hê, en sê, ek moet net vasbyt. So, ek weet nie hoe oud is jy nie, en miskien het jy nie meer baie jare oor nie. So die pad na die einde toe is net, miskien net so klein bietjie. Dan is jy daar. Nie nou moet opgee nie. Miskien is jy nog jonk, maar dis nie 'n waarborg dat jy gaan oud word nie. Of dat die wegraping dalk binnekort kan plaasvind nie. Wat hier in die Bybel staan, is geskrywe om my te leer dat ek lydsaamheid het. Dit wil sê dat ek geduld sal beoefen. Want lydsaamheid gaan oor om geduldig. Dis hoekom Jakobus sê, julle het lydsaamheid nodig sodat julle geduldig kan wees tot op die wederkoms van die Here. Geduldig kan wees tot op die wederkoms van die Here, soos 'n boer wag op die reën vir sy land, sodat daar 'n oes kan kom, moet julle geduldig wees, want die wederkoms van die Here is voor die deur. So, ja, daar kom deur God se wilsbeskikking 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En wat aangrypend is, 2 keer in jou Bybel, wanneer hy praat van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, sê God iets verskrikliks. Dit staan in Openbaring 21, dit staan in Openbaring 22. Openbaring 21 vers 8 sê, wat die vreesagtiges aangaan, die ongelowiges, die gruwelikes, die moordenaars, die oreerders, die towenaars, die afgodedienaars en al die leuenaars. Hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. God sê, do not forget, there's a living hell. En in hoofstuk 22 sê hy, vers 15, maar buite kan die nuwe hemel en die nuwe aarde, buite is die honde. Nou dis nie Fluffy en Nero nie, dis nie die gekef van ons hondjies nie. As hy sê honde, is nogal interessant, want die woord honde in die Nuwe Testament in daai konteks verwys na valse leraars. Mense wat mense mislei het. En die towenaars, en die oreerders, en die moordenaars, en die afgoders, en almal wat leuns liefhet en doen. Hulle is buitekant. Ek wil vir iets sê, daar's geen plek in die hemel vir 'n verlore mens nie. Daar's geen plek op die nuwe aarde vir 'n verlore mens nie. Almal wat daar gaan wees, is net die wat gered is. En daar's net een manier om gered te word. Handelinge 4 vers 12 sê, daar's net een naam. En ons weet die naam is Jesus. Ek moet my sonde aan hom bely, ek moet my lewe vir hom gee, hy moet my Here, my God en my saligmaker en my middelaar wees. As dit nie so is nie, dan is my naam nie in die boek van die lewe, want die Bybel sê, alleenlik hulle wie se naam in die boek van die lewe is, het toegang tot die Godstad. So in die nuwe hemel en op die nuwe aarde, kan net mense ingaan, wie se name in die boek van die lewe is. Amen.